om nie te dink oor 2026, om vir onsself te sê, hierdie jaar hoef nie dieselfde te wees as al die voriges nie. Ons het gepraat oor hoe belangrik dit is om na jou eie lewe te kyk en te vra, hoe kan ek meer soos Jesus wees? Watse areas in my lewe het verandering nodig? En ons het 'n afkorting gehad daarvoor, DIP. En ons het gesê, DIP staan vir die D, daar was hy nou vandag, ja, die D, doelwit, I, intensie, en P, plan. OK, die van julle wat nie hier was nie, as ek in 'n area van my lewe wil verander, dan moet ek dip. Dan moet ek vra, wat is my doelwit? Wat moet ek verander? Watse area moet ek soos Christus word? Intensie vra, wat is my intensie? Hoekom wil ek so graag verander? En dan plan sê, dit help nie, ek sê vir myself, hierdie is my nuwejaarsvoorneme, hierdie is plekke wat ek wil verander, maar ek doen niks om te verander. So die vraag was, wat gaan ek môre doen? Nie volgende maand nie volgende week nie, môre. En vanoggend, vriende, gesels ons oor verhoudings. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie voorreg om vandag die woord te kan bedien. Dankie dat ek weet, Here, dat dit nie oor my gaan nie. Dat ek regtig net 'n instrument in die hand is. En net soos 'n gitaar niks beteken sonder 'n gitaarspeler nie, Here, beteken ek niks as U my nie vandag gebruik nie. Ek verklaar dat ek U nodig het en ek vra regtig uit my hart uit, Here, dat alles wat ek sê van U afkom. In Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan terug na die skepingsverhaal. En dan hoor ons in Genesis 2 vers 8 dat God sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Genesis 2 vers 18, ekskuus. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Vriende, God het my en jou geskep om in verhouding te leef. Die kultuur waarin ons leef, probeer juis vir ons die teenoorgestelde sê. Wanneer jy 'n behoefte het aan mense, wanneer jy dalk afhanklik is van mense, dan sê die kultuur, volwassenheid is ek het niemand nodig nie. Terwyl God sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En jy moet verstaan, die oomblik toe God hierdie woorde gesê het, Adam het die perfekte omgewing gehad, die tuin van Eden, die perfekte blyplek, die perfekte omstandighede, 'n betekenisvolle werk, gemeenskap met God. En toe sê God, ten spyte van al hierdie perfek, is nie goed. Die enigste ding in die skepping wat nie goed is nie, dat jy alleen is nie. Jesus kom in Matteus 22, dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê en mense lief hê. Verhoudings is belangrik. Nou, ek besef, alhoewel dit belangrik is dit nie maklik nie. Want direk na die skepping, direk na God hierdie sê en hy maak vir Eva, toe kom die sondeval en die eerste ding wat skade kry, is wat? Verhoudings. Die eerste nagevolg van die sondeval is Adam en Eva wat mekaar begin blameer, begin vingerwys na mekaar toe. En dan kom ons in Genesis 3 en ons lees van een broer wat 'n ander broer doodmaak oor jaloesie en woede. Verhoudings is nie maklik nie. Ek dink elkeen van ons op een of ander stadium in ons lewe wonder,
is hierdie verhouding regtig die moeite werd? Almal raak een of ander tyd in hulle lewe moedeloos en teleurgesteld met mense. Verhoudings is nie altyd maklik nie. En die rede hoekom dit nie maklik is nie, is omdat ons eie gebrokenheid in verhouding inbring. 'n Verhouding is twee mense, onvoltooide, onperfekte mense wat mekaar ontmoet. En ek bring juis dit binne in daai verhouding in. Paulus in ons wandelteks in Kolossense 3 vers 13 sê dit. Hy sê, wees geduldig met mekaar. En hy sou dit nie sê as dit net maklik was nie. Ek hou van die Passion Translation, dit sê, tolerate each other's weaknesses. Mense gaan foute maak. Jy gaan soms teleurgesteld en seer voel. Dan is die belangrike vraag, hoe hanteer jy dit? As mense jou teleurstel en seer maak, wat is jou reaksie? Is dit om ander te blameer? Om te probeer die goed ontken, weg te hardloop? Is dit om maar net te vermy, te dreig, te manipuleer? Of sê jy, weet jy wat? Ek kies dit om geduldig te wees, om vergifnis te gee, om foute oor te sien, om te bemoedig, om daar te wees. Die realiteit is, dis nie maklik nie. Die vraag is, hoe hanteer jy dit? Ek wil vandag vir jou sê, verhouding in ons lewe is wonderlik, maar dis ook seer. En ek en jy leef elke dag tussen hierdie twee waarhede. The in-between place. Ons wandelteks vir die week is Kolossense 3, vers 12 tot 25. En julle weet hoe belangrik dit is om so 'n bietjie te gaan kyk wat het vooraf gebeur. En as jy dit gaan lees, dan gaan jy agterkom dat Paulus vir hierdie gemeente sê, hoor die ouens, trek uit die klere wat 'n klomp slegte goed is, jou ou manier van leef, klomp sonde, raak ontslae daarvan, en dan sê hy vir hulle, ek wil hê julle moet op 'n nuwe manier dink en leef. 'n Nuwe manier. En dan sê hy, ek wil hê jy moet hierdie nuwe manier in jou verhoudings toepas. Jou verhoudings moet getuig van jou nuwe manier van leef. En dan noem hy 'n paar verhoudings waarin dit belangrik is. En voor ons dit gaan lees, hy begin hier in vers 18, dan praat hy daaroor. Die van julle wat die wandelteks gelees het, sal weet van vers 18 tot en 25 praat hy oor verskillende verhoudings in ons lewe. Maar voor hy daar kom, sê hy om beskryflike belangrike teks. Kolossense 3 vers 17, wat in die boodskapvertaling sê, Jesus moet uit julle lewe straal, of julle praat, of iets anders doen. Jesus moet daarin gesien kan word. Hoor julle verhouding, praat, iets anders doen, Jesus moet daarin gesien kan word. Julle lewe moet een groot dankie vir God wees. En hierdie is vir my so mooi gesê, en dit kan alleen so wees, as julle alles doen, asof Jesus elke tree saam julle gee. Jy moet dit invat. Jy moet dit onthou. Die Passion vertaling sê, let every activity of your lives and every word that comes from your lips, hoor mooi, be drenched with the beauty of our Lord Jesus, the Anointed One. Laat elke aktiwiteit, elke woord, nie net iets van Jesus sê nie, maar die mooi van Jesus bevat. En dat dit
uit jou lewe straal. En dan kom Paulus met verskillende verhoudings, vanaf Kolossense 3. Ek wil 'n oomblik by 3 van hulle stil staan. Hy begin met die eerste een, en dan sê hy, dit is die huwelik. En dan in Kolossense 3 vers 18 tot 19, dan praat hy oor die huwelik. En ek wil vandag vir jou sê, hierdie 2 verse van Paulus, word soveel keer verkeerd verstaan, misbruik, en baie van ons gebruik dit selfs as 'n wapen. En ek het hierdie in bold gesit en NB en gehighlight en want ek dink dit is so belangrik om te verstaan, Paulus se bedoeling, en julle gaan nou hoor as ons dit lees met hierdie verse, was nooit ooit beheer of hiërargie nie. Hy praat nie oor mag nie. Hy praat oor liefde wat sigbaar moet word in een van ons mees intieme verhoudings. Paulus probeer nie een persoon bo 'n ander plaas nie. Hy sê, hoe kan julle 2 saam nader aan God beweeg? So ek wil weer sê, hierdie verse het nooit gegaan oor beheer of hiërargie nie. Paulus kom, dan praat hy met die vrou in Kolossense 3 vers 18. Dan sê hy, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat in die Here glo. En dis hierdie teks wat ons as wapen gebruik. Ek sê weer, dit het nooit gegaan oor beheer of hiërargie nie. Nooit een persoon bo ander nie. Hierdie woordjie onderdanig in die Grieks beteken nie minderwaardig of vloerlap nie. Dit beteken om gewillig my man te dien. So onderdanig in die Bybel gaan nie oor swakheid nie, dit gaan oor diensbaarheid. Dan die volgende slide, dan sê hy in Kolossense 3 vers 19, en dis daar waar hy sê mans, praat hy met die mans, dan sê hy vir hulle, julle moet julle vrouens lief hê. Ag, en dan is hierdie vir my so komieklik dat hy dit bysit. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Daai woordjie lief hê in die Grieks beteken selfopofferende liefde. David Guzik beskryf dit goed. Hy sê, dis 'n selfopofferende, doelbewuste liefde. Dis nie 'n gevoel wat kom en gaan nie. Dis 'n besluit om die welstand van die ander persoon bo my eie te stel. Paulus sê nie vir die man, wees die baas nie. Paulus sê vir die man, wees die kruisdraer. Paulus sê vir die vrou, dien soos Christus. Wees bereid om aan 'n kruis te sterf. Dink laaste aan jouself. En dan kom hy by die man, dan sê hy vir die man, wees lief soos Christus en wees bereid om aan 'n kruis te sterf vir jou vrou. Wees bereid om haar belange bo jou eie te stel. En ek dink hierdie is so belangrik om te verstaan. Want as dit by die huwelik kom, het ek en jy een van 2 opsies. Ons kan of in 'n verbruikershuwelik wees, of ons kan in 'n verbondshuwelik wees. 'n Verbruikershuwelik sê, wat gee jy my? Wat kry ek by jou? 'n tipe ooreenkoms om te sê, as jy my behoeftes vir my gee, dan bly ek. Maar as jy nie doen nie, dan wonder ek of werk hierdie huwelik nog. Of ek kan in 'n verbondshuwelik wees. Want dis die woord wat God gebruik as hy beskryf hoe bind hy hom aan mense. 'n Verbondshuwelik vra nooit wat gee jy vir my nie, dit vra wat kan ek vir jou gee? Hoe kan ek jou dien? En weet julle wat die ongelooflikste van 'n verbond wat God met die mense sluit? Hy bly getrou ongeag. En dis die keuse wat ek en jy het as dit kom by ons huwelike, is om te vra,
Is ek in 'n verbruikershuwelik waar alles oor my gaan en my geluk? Of is ek in 'n verbondshuwelik waar dit gaan oor hoe ek jou kan dien? Ek vra vandag, wat is vir jou die belangrikste in jou huwelik? En dan natuurlik vra ek ook, hoe kan jy in hierdie jaar wat kom, 2026, dit toepas? Om te sê, wat is my doelwit vir my huwelik? Wat is my intensie? Hoe kan ek verander? En wat is die plan? Hoe kan ek doelbewus meer van my vir my huweliksmaat gee? Dalk is dit eenvoudige goed soos 'n aand waar dit ons twee is. Dalk is dit beter kommunikasie. Dalk is dit, ek weet nie, 'n plan wat jy uitfigure oor om tyd by mekaar te spandeer. Wat is dit in my huwelik? Hoe wil ek graag hê ek moet verander in hierdie situasie? Dan gaan hy na die tweede verhouding toe. Van Kolossense 3, dan praat hy in vers 20 en 21, praat hy oor gesinne. En spesifiek ouers en kinders. Hy begin by die kinders, en nou wil ek gou sien, waar is al die kinders? Steek gou julle hande op. OK, kinders. Ja, Louis, jy ook. Jy's ook 'n kind nog, ek ook. Dis kom my hand is ook op. Jonger kinders. Kyk, julle moet nou hoor wat ek sê. OK, hierdie is nou julle vers. So oom Paulus kom en dan sê hy vir die kinders. Kinders, julle moet in elke opsig, in alles wat jy doen, aan jou ouers gehoorsaam wees. Want dan is die Here tevrede. Kinders, julle klomp, jy moet gehoorsaam wees. En daardie gehoorsaam beteken nie net ek luister vir my ma of my pa nie. Daardie woordjie gehoorsaam beteken ek luister en ek sal verander. Dis wat dit in die Grieks beteken. Gehoorsaamheid met die doel om te verander. Dis dieselfde daar in Jakobus 1 vers 22 waar dit sê en word daders van die woord en nie net hoorders nie. So kinders, luister na die advies wat jou maale vir jou gee. As hulle vir jou sê jy's verkeerd, luister en sê ek wil anders gaan leef. Nie uit vrees nie. Hier's 'n belangrike ding. Nie uit vrees nie, maar uit vertroue. Kinders, jy luister vir jou ouers nie omdat jy bang is nie, maar omdat jy weet hulle die beste vir my. Hulle wil die beste vir my hê. Kyk, julle stukkie is kort. Ouers. Dan kom oom Paulus. Dan sê hy vir julle. Ouers, moenie aanhou fout vind met julle kinders sodat hulle moed verloor nie. Ander vertaling sê moenie julle kinders treiter nie. Moenie hulle terg nie. Moenie heeltyd fout soek nie. Moenie heeltyd druk op hulle plaas nie. Moenie hulle uitlok nie. Met ander woorde, moenie aanhoudend jou kind afbreek en kritiseer nie. Vriende, daar's 'n manier van grootmaak wat gaan maak dat jou kind na jou luister, maar innerlik jou kind breek. Paulus sê duidelik, hanteer jou kind so dat jou kind nie moed verloor nie. Dat jou kind nie ophou probeer nie. Dat jou kind nie voel hulle is nie goed genoeg nie. Kan ek dit weer sê? Hanteer jou kind so dat hulle nooit sal voel hulle is nie goed genoeg nie. Ek besef daar's 'n baie belangrike waarheid wat ons moet sien en dis dat dissipline sonder verhouding. Hoor mooi, dissipline sonder verhouding
lei tot rebellie en moedeloosheid. Maar dissipline uit liefde lei tot groei. Verhouding vra nie perfeksie nie. Hierdie is nou weer een van daai NB dele. Die verhouding met jou kind vra nie perfeksie nie, dit vra teenwoordigheid. Hierdie verhouding vra nie dat jy as ouer alles reg doen nie. Maar dit vra, hoorie, dit vra die moed om te erken as ek verkeerd is. Dit vra herstel. Dit vra regmaak. Daar's hierdie ongelooflike toneel, ek weet nie wie van julle dit al gekyk nie, dis 'n ou fliek, The Pursuit of Happiness. En in hierdie fliek is daar 'n man met die naam Chris Gardner, Will Smith speel hom, en dan sien jy hierdie toneel waar hy en sy kind basketbal speel. En dan op 'n stadium praat hulle en hulle gesels en die kind sê hy wil graag eendag 'n basketbalspeler word. En sy pa sê vir hom, moenie daaraan dink nie, want dit is nie haalbaar nie. En uit sy kind se reaksie kon die pa sien, iets is nie lekker nie. En dan is daar hierdie ongelooflike gedeelte waar hy neerbuig na sy kind toe en vir sy kind sê, moet nooit toelaat dat iemand vir jou sê, jy kan nie iets doen nie. Nie eers ek nie. En vriende, dis herstel. Hierdie pa het nie gemaak asof dit nooit gebeur het nie. Hierdie pa het nie homself probeer verdedig nie, maar in die openbaar, opreg, erken hy sy fout. Vra verskoning. Iemand het een keer gesê, my kinders onthou nie alles wat ek gesê het nie, maar hulle onthou hoe ek hulle laat voel het. Kinders het nie perfekte ouers nodig nie, hulle het ouers nodig wat teenwoordig is, wat kan erken as hulle verkeerd is, wat kan verskoning vra, wat kan wys hoe lyk vergifnis in die praktyk. Herstel. Dr. Ed Tronick het gesê, when it comes to parenting, you only need to actually get it right about 30% of the time to have a securely attached child. Halleluja, dankie tog. Ek val daarom in, hoop ek 30%. Net 30%. Jy hoef net 30% van die tyd dit reg te kry. En dan sê hy, the key is gelyk aan. The key is gelyk aan repair, herstel. Daai kere wat jy dit nie reg kry nie, herstel. Dr. Tina Bryson sê, when we mess up, which we all do, the more important thing is to go back and make things right. That's what builds trust. That's what builds relationships. En dis nie net op toepassing van jou verhouding met jou kinders nie, oor die algemeen. So, vriende, die vraag is nie in 2026 of gaan ek die perfekte ouer wees? Kinders, julle weet, dankie tog, julle gaan ook nie die perfekte kinders wees nie. Maar die vraag is, hoe teenwoordig is ek? Die ouer kinders, hoe teenwoordig is jy? Ouers, is jy bereid om hierdie jaar daar te wees en te erken as jy 'n fout maak? Wat is jou dip, jou doelwit, jou intensie en jou plan vir jou verhouding met jou kinders? Die laaste verhouding. En Paulus spreek dit nie noodwendig aan in hierdie teks nie, maar dit is 'n verhouding wat die Bybel so belangrik ag. Tussen 220 en 240 keer praat die Bybel van hierdie verhouding. Enigiemand.
Wat 'n verhouding? Ja, probeer weer nog. Wat 'n verhouding? Vriende. Vriendskap. Tussen 220 tot 240 keer praat die Bybel oor jou vriende. Wat wys hoe belangrik dit is. Want vriende, sonder dat ons dit besef, vorm ons vriende hoe ons dink, hoe ons praat, hoe ons reageer, hoe ons oor God dink en ons verhouding met hom lyk. Jy weet dit, met tyd word jy soos die mense met wie jy die meeste tyd deurbring. Begin praat soos hulle en reageer soos hulle en regverdig wat hulle regverdig. Jy word soos die mense met wie jy tyd deurbring. Spreuke 27:17, seker die bekendste teks oor vriende sê, yster slyp yster, vriende vorm mekaar. En dit gaan nie net oor hoeveel mense jy ken of nie ken nie. Vriende gaan oor die ouens wat jou storie ken, jou vreugdes, jou seer kry, jou stryd en sê ek wil saam met jou daarin loop. Spreuke 18:24 wat baie daaroor skryf, sê vriende kan mekaar verwoes. Dit weet jy. Maar daar kan ook 'n vriend wees wat vir jou nader is as 'n broer. Nou, hoekom dit vir my so belangrik is en hoekom ek gedink het om hierdie vandag met julle te deel is omdat as ons kyk na die lewe van Jesus en Jesus se tyd op aarde, het hy soveel vir ons kom leer oor vriendskap. Ek is mal oor Markus 3, waar Jesus sê, hoekom het hy vir hom disippels gekies? Hoekom het hy vir hom 12 mense gekies? En 'n klomp van ons dink, dit gaan oor om die evangelie te verkondig, dit gaan oor die bediening, maar hoor wat sê Jesus, hoekom het hy vir hom 12 disippels gekies? En hy 12 aangestel, wat hy ook apostels genoem het, hoorie, sodat hulle saam met hom kan wees. Sodat hulle saam met hom kan wees. En dit is vir my hierdie ongelooflike beeld, as jy kyk na Jesus en sy verhouding met die disippels, met sy vriende, hoe hulle die alledaagse eenvoudige goed saam gedoen het. Hulle het saam geleer, hulle het saam geëet, hulle het saam geloop, hulle het saam gerus. Hulle was daar toe daar duisende skares was. Toe Jesus populêr begin word, was hulle daar. Het Jesus nooit sy rug op hulle gedraai nie. En as jy my vra, as daar een ding is van die disippels wat hulle oortuig van was, is dat Jesus is altyd daar. En ek wonder, wie van julle kan dit sê oor jou vriende? Of oor hoe jy is in jou vriendskap met mense? Ek wil dit noem, maar jy weet dit. Spreuke 18 sê, vriende kan mekaar verwoes. 1 Korintiërs 15:33 sê in die Bybel vir almal, as jy verkeerde maats het, hoorie, word jy 'n slegte mens. Dis vir my so nodig om versigtig te wees oor wie jy jou tyd mee spandeer. Spreuke 13:20 sê, wie dikwels in die geselskap van 'n gelowige is, leer self ook met tyd om reg op te tree. Wie altyd met ligsinniges en ongelowiges meng, hoorie, sy lewe is leeg. Kan jy help om te grin as ek daaraan dink nie? Ouers is so vinnig om vir kinders te sê, pas op vir jou vriende. Pas op met wie jy maatjies maak. Dan wonder ek, hoekom doen ons dit? Net so kantnota. Kan ek vir julle sê wat vir my een van die hartseerste goed as ons volwassenheid bereik, dan is dit hoe maklik vriendskappe net verdwyn. Ons lewe raak vol, ons verantwoordelikhede word meer en vinniger as wat jy besef, dan word die mense met wie jy op 'n tyd alles gedeel het, vreemdelinge.
En ons gaan maar net aan. So, die vraag as dit by jou vriende kom, is nie wie maak my lewe makliker nie. Want dan gaan dit oor wat ek kan kry. Die vraag is nie wie maak jou lewe makliker nie, maar wie help jou om nader aan Jesus te leef. Want die mense saam wie jy stap, bepaal jou rigting. Vriendskappe wys nie net wie ons is nie. Hoorie, vriendskappe wys nie net wie ons is nie. Dit wys wie ons besig is om te word. Ek vra, hoe lyk jou dip as dit by vriendskappe kom? Dalk is dit weer tyd vir 'n koppie koffie. Dalk moet jy daai ou bel. Dalk meer tyd saam met jou vriende spandeer. Dalk van vriende ontslaa raak, dalk 'n klomp nuwe vriende maak. Wat is jou dip? Voor ek gaan afsluit, wil ek sê, ek dink jy kan agterkom dat verhoudings eintlik baie belangrik is. Dat dit 'n groot invloed op ons lewe kan hê. En in Kolossense 3 vers 12, in die Nuwe Lewende Vertaling, en ek het nou vir julle gesê, Paulus gebruik die beeld daarvan om ou klere uit te trek, jou ou manier van dink en doen, nuwe klere aan te trek, 'n nuwe manier van dink en doen, ook in verhoudings. Dan sê hy, daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. En die lys gaan aan. Maar daardie woorde, julle moet dit soos nuwe klere aantrek. Hierdie vers herinner ons dat wanneer ons dink oor die verhoudings in ons lewe, gaan goed nie van self gebeur nie. Ek weet nie van jou nie, jy's dalk baie lucky as jou klere self aan jou lyf spring. En vrouens, as jy nie hoef te dink en te wonder wat jy gaan aantrek nie, dit kom sommer net, dan is jy dalk baie gelukkig. Maar die meeste van ons moes doelbewus die keuse maak, die aksie uitoefen om klere aan ons lyf te sit. En Paulus sê dieselfde word van jou verwag in jou verhoudings. Dit vra 'n keuse. Hy sê jy moenie wag dat mense jou beter behandel nie. Moenie dink dinge gaan van self regkom nie. Moenie dit hoop nie. Hy sê doen, vat verantwoordelikheid, trek nuwe klere aan. Jy kies jou houding, jou stemtoon, jou reaksie, jy die keuse hoe jou hart lyk in hierdie verhouding. Jy kan nie vir iemand anders besluit, maar hulle, Paulus sê, trek nuwe klere aan. En dan wil ek afsluit hiermee. Ek het 'n video gesien oor 'n beeld van iemand wat vir my so powerful is as dit kom by verhoudings. En dis dat in verhoudings het ons 2 stukke gereedskap, 2 tools hoe ons verhoudings in ons lewe kan hanteer. En die eerste een wat ons instinktief gebruik, wat ons eerste na toe hardloop is 'n vergrootglas. Want 'n vergrootglas vra, in hierdie verhouding wil ek kyk, wat doen jy verkeerd? Wat is jou foute? Wat is jou tekortkominge? Ek doen dit omdat jy. Ek kyk met 'n vergrootglas na die verhoudings in my lewe. En weet julle hoekom doen ons dit so graag? Want dan kan ek sê jy was verkeerd. En dan voel ek beter oor myself. So dis die een opsie, ek en jy kan 'n vergrootglas gebruik. Vergrootglas sê ek soek die foute by ander mense.
Of ons het 'n ander opsie, 'n ander tool wat nie altyd so lekker is nie. En dis 'n spieël. Om in die verhoudings waarmee ek vandag leef, my huwelik, my verhouding met my ouers en my kinders, my verhouding met my vriende, kan ek of vra wat doen hulle verkeerd, of ek kan soos Paulus sê, maar kyk die klere wat jy aan het. Kyk na jouself. Wat het ek verkeerd gedoen? En ek love dat Paulus vooraf kom, dan vra hy, lyk jou klere soos Kolossense 3. En al hoe jy gaan weet hoe jou klere lyk, is of jy moet iemand vra, nee, jy lyk alright, of ek moet kyk. En dan gaan hy na Kolossense 5 toe, dan 3 toe, dan vra hy van vers 5, lyk jou klere soos slegte begeertes, soos gierigheid, soos woede, soos haat, soos jaloesie, soos leuns, vra Paulus, lyk jou klere in jou verhoudings so? Kyk na jouself. Jesus beskryf dit anders in Matteus 7, hy sê, haal eers die balk uit jou eie oog. Hierdie jaar 2026, om nie te dink oor ons verhoudinge, vra eintlik 'n eenvoudige besluit. Sit neer die vergrootglas en tel die spieël op. En vra, Here, wys my waar my fout lê. Wys my hoe ek kan verander, sodat hierdie verhouding kan floreer. Here, ons het gehoor in die begin van hierdie boodskap dat verhouding vir U belangrik is. En ek weet in hierdie preek iewers langs die pad, in een van hierdie 3 verhoudings, is daar van ons wat hier sit en sê, ek besef, daar's 'n verhouding in my lewe wat aandag nodig het. Waar ek dalk nie so baie die vinger moet wys nie. Waar ek nie die vergrootglas moet optel nie, maar waar ek vir 'n slag in die spieël moet kyk. En dan bid ek ook, Here, vir elkeen van ons se huwelike, vir elkeen van ons se gesinsverhouding met ons kinders en ons ouers, en ek bid ook vir ons vriendskappe. En ek vra, Here, mag dit ons help, hierdie verhoudinge om meer en meer soos Jesus te word. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.